Goeiemôre. Goeiemôre almal wat hier is vandag. Ek is so bly. Jy het uit die bed uit geklim vanoggend in hierdie vrieskoue winteroggend. En ek is bly dat jy hier is om te kom luister wat die Here vir ons wil sê. Ek wil net vir julle sê, ek wil net gou vir julle 'n klein ietsie vertel van hierdie week, nê. Die week is besig en ek weet dit is baie keer moeilik vir mense om 'n handjie by te sit of so, maar vanoggend gaan Jan se diens oor bring jou kinders na Jesus toe, nê? En ons het by die musiekgroep almal is besig en daar het ietsie voorgeval en kyk hoe onderstreep die Here vandag, nê, die boodskap. Ons het twee van ons tieners wat saam met ons gaan sing. Ons het een van ons tieners wat vir ons die woorde gaan doen. Theo wat altyd vir ons die klankbord doen. Hoe wonderlik is dit dat die Here tog op die einde van die dag, die boodskap net so mooi vir ons kom onderstreep met sulke klein goedjies, om ons te kom herinner dat hy nog steeds in beheer is van alles wat vanoggend hier gebeur. Kom ons staan op en dan loof en prys ons die Here Jesus. Sing saam met ons. Ek wil gereed wees vir die een wat kom. Ek wil gereed wees vir die bruidegom. Ek wil gereed wees as hy ons kom haal. Ek wil gereed wees as Jesus my kom haal. Ek wil gereed Goeiemôre almal, hoe gaan dit? Dankie, gaan goed. Koud. Ek is so happy om almal hier te sien vanoggend. Ek sien daar is 'n paar nuwe gesiggies, so ek wil net laat weet, asseblief bly vir koffie na die tyd. Ons kuier altyd en klets lekker saam, so asseblief moenie weghardloop nie. As enigiemand 'n nuwe persoon langs hulle het,
gryp hulle net aan die arm. Ons is net daar so by daai trappies op. Die badkamers kan ook daar gevind word. Maar as julle hulp nodig het, skree asseblief, enigiemand is happy om te help. Dan het ons net disippelskap maandag, môre. So dit is gewoonlik op die einde van elke maand. Hierheen moes ons nou 'n bietjie aanskuif, maar dit is by Jan se huis. Hy gaan vir ons die woord bring. Die adres, 2 Kelker Road. Ek dink ek het daai reg gesê. Dit is 7:00. Yes, 7:00. Ek is so gewoond om op te daag, ek kan nie die tyd onthou nie. Okay, 7:00 elke maand asseblief. Dit ons leer altyd nuwe goed, oop vir discussions. Is actually baie lekker. Ons kuier lekker en Jan het altyd lekker koekies. So maak seker ons sien julle daar. En dan het ons ook over 60s kuier. Ek was by die laaste een, dit was baie lekker, daar was baie mense. Ek sê nou vir jou as jy nie gaan nie, jy mis uit. Die mense kuier lekker saam. As julle wil kom, vind vir oom Johan of tannie Magda agter of by die tee. Hulle sal jou naam neerskryf, maar ja, ons kuier baie lekker saam by daai kafee. Ek dink die mense daar so ken ons nou en ken vir hulle baie goed. So ons sien uit om julle daar te sien. En dan het ons net 'n save the date vir al die tieners wat op die laaste kamp ook was. So dit is gewoonlik 'n ACK kamp met al ons ACK kerke saam. So dit is baie lekker. Die verhoudings wat hulle verlede jaar gebou het, kan hulle 'n bietjie op extend. Ons het nog net 'n save the date. Ons het nog nie enige verdere informasie nie, maar sodra ons dit kry, sal ons dit vir julle uitstuur. Maar 2 tot 4 Oktober. Ek is daar, JB's daar. Ons het verlede jaar 'n klomp van die groot mense ook saamgesleep. Ons sal sien wat ons doen hierdie jaar, maar hulle het dit net so baie geniet. So daar's boeresport, daar's all sorts. So as julle, ek meen julle is meer as welkom om vir my ook al te laat weet, ek hou al lysies van name. Ja, dit is die afkondiging is van my en nou is dit net tyd vir die offergawes. Terwyl ons die oppergawes opneem, wil ek net vir julle 'n bietjie terugvoer gee. Ons het die konsulent, ekskuus tog, besoek gehad laasweek Sondag en ons het mense gehad van Dominee Niels was hier van Hamilton en Gerry was hier van Howick en Dominee Marcel was hierso van ACK daar in Vangarey gewees. En ons het sommer lekker saam met hulle gekuier en sop geëet. En na die tyd het ons 'n lekker vergadering met hulle gehad en hulle het maar net kom luister en kom kyk oor, jy weet, hoe gaan dit met die gemeente? En jy weet, hulle is ons oorhoofse mense en hulle is ons familie in geloof by die ander gemeentes. En so kuier ons met mekaar om seker te maak dat jy weet dit goed gaan en dat ons op die regte pad is. En die terugvoer wat ons gekry het, is hulle is so hartlik verwelkom. En hulle het so lekker saam met julle gekuier en hulle het so lekker saam met ons opgeëet en hulle is regtig so dankbaar en so opgewonde oor ACK Hibiscus Coast, oor jy weet waar ons begin het met 30 mense daaronder in die klein saaltjie die eerste paar kere en binne 4 weke moes ons skuif en dat die Here die gemeente so absoluut seën met soveel nuwe mense, maar ook soveel hande en soveel mense wat bereid is om saam te bou aan sy koninkryk. So van hulle kant af sê hulle net baie dankie dat ons hulle met soveel hartlikheid en soveel liefde ontvang het. En ons sê vir julle dankie dat julle die liefde van Jesus so uitstraal en dat hulle so welkom gevoel het hierso by ons gemeente. Goeiemôre almal. Deel van die kollekte, die aanlyn betalings het ons dan ook die boerewors verkope. Gister weer 'n goeie dag gehad. Alles uitverkoop. Ek dink ons net so 'n paar boereworsies wat oorgebly het wat ons hierna gaan gee by die koffie ook. Kom ons lei die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir u voorsiening. Ons weet, ons het niks wat ons kort nie. Ons weet, u het klaar die pad vooruit gestap. En soos dat ons ook hierdie fondse inkry, vra ons dat u ons sal help om dit op die regte plekke aan te bied, sodat niks anders as u woord en u liefde versprei word nie. Amen.
As hy goeiemôre julle. Ek wil vir ons vanoggend lees uit Openbaring 3 vanaf vers 20. Waar die Here sê, kyk, ek staan by die deur en ek klop. As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal ek saam met my op die troon laat sit, net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeentes sê. Dit is oorspronklik geskryf vir 'n gemeente, maar ons kan ook sê dit is vir elkeen geskryf. Nee, die Here klop aan ons elkeen se harte en daarmee groet die Here ons vanoggend. Wees gegroet in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees, die naam bo alle name, en weet verseker hy is hier teenwoordig vanoggend. Amen. Kom ons sit. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. My hope is built on nothing less than Jesus' blood and righteousness. I did
approach the throne of glory. Nothing in my hands I bring, but the promise of acceptance from a good and gracious King. I will give to you my burden, as you give to me your strength. Come and fill me with your Spirit, as I sing to you this praise. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. Oh, what grace that you would see me as your child and as your friend, safe, secure in you forever. I pour out my praise again. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice to the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. You deserve the greater glory. Overcome, I lift my voice to the King in need of nothing. Empty-handed I rejoice. You deserve the greater glory. Overcome with joy I sing. By your love I am accepted. You're a good and gracious King. You're a good and gracious King. You're a good and gracious King. Liewe Jesus, ons staan vanoggend hierso en ons weet dat U is hier teenwoordig. Here Jesus, dankie dat ons U naam kan loof en prys. Op hierdie koue oggend kom U en U vul ons met U warm liefde. Here, dankie vir U genade, U vrede en die absolute liefde wat ons ontvou.
Here, dankie dat ons weet dat dit maak nie saak wat daar buite gebeur nie, Here. Dit maak nie saak hoe die storms om ons woed nie, Here. U is by ons. U is hier in die middel van die senter van hierdie storm. Hou U vir ons vas, Here, en U dra ons. En ons U lei vir ons op die pad, Here. Dankie dat ons weet dat ons elke storm in ons lewe saam met U kan deurgaan en dat ons weet as ons aan U vashou, Here, gaan ons aan die ander kant uitkom. Here, en ons gaan die lig en die liefde en die kalmte en die vrede ervaar. Dankie vir die ongelooflike liefde en die bederf wat U vir ons elke dag mee bederf. Amen. Laat my nooit die grond verlaat nie. Laat my in die skadu bly. Gee dat elke hart se vreugde en vrees eindelik nietig word vir my. Elke afdraai paadjie ken ek. Elke keer het ek gedwaal. Elke keer het U my iewers kom haal. Maar dit hier die laaste maal. Elke dag is 'n gedagte. Elke kamer met gerief. Elke hart se droom van rykdom en roem. Met 'n skadu teen die muur. Wat ek is net genade. Wat ek het is net geleer. Eindelijk smag ek na die waters van reis. Lei my hier vanaand daarheen. Lei my hier vanaand daarheen. Almagtige God, Here, ons besef al hoe meer, dit is heeltemal net uit genade wat ons hier is, Almagtige Vader. Here, ons weet en ons besef, ons kan nie staat maak op enige geld nie, Here. Ons kan nie staat maak op ons kiwisyfer nie. Ons kan op niks staat maak op hierdie wêreld nie, Here Jesus. Maar ons weet ons kan staat maak op U Almagtige God. Ons maak absoluut staat op die Vader, die Seun en die Heilige Gees. En ons sit ons vertroue in U Almagtige God. Here, baie dankie vir die groot voorreg om vanoggend te kan kerk toe kom, Here, om 'n boodskap te kan ontvang by die Heilige Gees, by die almagtige, lewendige God. Dieselfde Jesus wat gekruisig was en wat weer opgestaan het uit die dood uit, gee vir ons elke ene 'n boodskap vandag. Here, ek bid vir elke persoon wat hier is vanoggend. Dankie dat U ons wakker gemaak het, Here. Ek vra dat U ons elkeen se hart sal sag maak en sal oopmaak en sal ontvanklik maak vir die boodskap, Here Jesus. Asseblief, Almagtige Vader. Ons begin hierdie erediens in U groot en almagtige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. As julle kan maar sit en die kindertjies kan na hulle klaskamers toe gaan.
As hy soos wat Sorika gesê het, vandag se boodskap is, bring jou kinders na Jesus toe. Dit is 'n baie groot gedagte. Dit is 'n baie groot opdrag, nê. Partykeer is dit 'n baie moeilike ding om te doen, 'n baie moeilike besluit om te neem. Bring jou kinders na Jesus toe. En die skrifgedeelte is Markus 10 vers 13 tot 16. Ek gaan vir ons lees en jy kan saam lees. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring, dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en het hy vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. Baie interessant. Dit verseker ek julle, wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. Hy het sy arms om die kindertjies gesit, hulle die hande opgelê en hulle geseën. Nou om julle so 'n bietjie agtergrond te gee oor hierdie skrifgedeelte. In daardie tyd was dit normaal gewees, dit was 'n gewoonde praktyk gewees vir ma's of ouers om hulle kinders na die rabbi of rabbi, ek dink is rabbi nê, na die rabbi toe te vat, dat die rabbi vir hulle kinders kan bid en hulle kinders kan seën. Maar die disippels het dit nie mooi verstaan nie. Die disippels wou eintlik hê Jesus moet meer gereeld met mense met gesag te werk gaan, meer met hulle te doen hê. So ek sien die disippels het dit nie mooi verstaan nie. Maar Jesus het gereeld aandag gegee aan belastingvorderaars, prostituie en ook met kinders, nê. Die mense wat baie keer agter die skerms is, eintlik wat die samelewing eintlik as minag. Jesus het graag met hulle tyd gespandeer. En ons weet Jesus is God en hy wil graag tyd spandeer met almal wat hom wil volg, wat hom soek. So dit is vandag se fokus ook. Jesus spandeer tyd met kinders en hy seën hulle en hy bid vir hulle. So vandag is die fokus absoluut op kinders. Maar ons almal is mos nog 'n kind, nê, op 'n manier. Jy het nog 'n ouer en jy's die Here se kind, nê. Ons almal is op 'n manier, is jy nog 'n kind met ons Vader in die hemel. So julle gaan vandag sien, daar's 3 boodskappe wat gaan uitkom in die skrifgedeelte. Julle gaan sien die eerste gedagte wat gaan uitkom is ouers kyk na die kinders se geestelike lewe. En dit is 'n baie groot opdrag, baie groot gedagte hierin ook. Die tweede gedagte wat uitkom is Jesus verwelkom alle kinders. En die laaste ene is Jesus bid en hy seën die kinders. So kom ons kyk na die eerste gedagte. Ouers kyk na hulle kinders se geestelike lewe. Ek lees net vir ons vers 13. Die mense het kindertjies na Jesus toe gebring dat hy hulle moet aanraak. Sy disippels het met die mense daaroor geraas. Want daai aanraak beteken bid en seën, nê. Hulle wil graag hê Jesus moet vir hulle kinders bid en hulle vir hulle kinders seën. Maar die disippels verstaan dit nie mooi nie. En soos ek gesê het, daardie tyd was dit die gebruik gewees dat die ouers hulle kinders na 'n rabbi toe bring. En ons weet Jesus was baie bekend gewees. Hy het baie bekend geword vir gesondmaking. Hy het baie mense gesond gemaak. Hy het duiwels uitgedryf. Daar was 'n geleentheid gewees waar Jesus vir 5000 mense, dis net die man se leen, kos gegee en daar was nog 'n tweede geleentheid. Dis ook, ek weet nie of jy dit al in die Bybel gelees het nie. Daar's 'n tweede geleentheid waar hy 4000 mense kos gegee het, weer net die man se leen. Of so daar was heel moontlik meer mense gewees. Jesus het melaatses gesond gemaak. Hy het vir Lazarus uit die dood uit opgewek. Dit het bekend geword dat Jesus het op die see geloop. Die nuus het versprei. Jairus se dogtertjie het Jesus uit die dood uit opgewek. Die vrou wat gely het aan bloedvloeiing het Jesus genees. So die stories het versprei oor Jesus van sy kragtige wonderdade. So natuurlik gaan die ma's hulle kindertjies na Jesus toe bring. Natuurlik. Jesus het baie bekend geword, baie kragtige persoon. Sodat Jesus hulle kan seën en vir hulle bid. So ons kan sien dit is 'n baie goeie daad wat die ouers doen hier vir hulle kinders. Baie goeie daad. Hulle dink aan hulle kinders se geestelike toestand, nê? Hulle geestelike lewe. Aan die ander woorde, as hierdie man vir my kind kan bid, as hierdie man my kind kan seën, wow. Ek kan net dink wat kon die ouers gedink het. Wow, as ek my kind net na hierdie persoon toe kan bring, dat hierdie persoon
vir my kind kan bid. Wow, dis die gedagtes van die ouers. Hierdie man van wonderwerke, maar min wetend, Jesus is God. Hulle bring eintlik hulle kind na God toe. Hulle kom stel eintlik hulle kind voor aan die seun van God. Hulle het gedink moontlik Jesus is net 'n kragtige profeet. Maar hulle besef nie, dis die alfa en die omega wat daar sit in die tuin, waarna toe hulle kinders bring nie. Nou al die ouers hier vanoggend ook, ons het ook 'n baie groot verantwoordelikheid. Al is jy al ouer, al is jy al ouer, al is jou kinders al groot, die verantwoordelikheid bly daar, nê. Jy het nog steeds, jy toegang het na jou kinders, het jy 'n verantwoordelikheid. En jy kan altyd bid vir jou kinders. So ons moet ons kinders leer van Jesus se karakter. Jy moet die regte karakter uitbeeld. Jy weet, ateïste het 'n verkeerde beeld van Jesus se karakter. Of die wêreld het 'n verkeerde beeld van Jesus se karakter. Jy moet die regte beeld van Jesus se karakter vir jou kinders wys. Jy moet vir hulle vertel, Jesus is liefdevol. Hy is so lief dat hy's na die kruis toe vir ons. Jy kan daai beeld vir hulle gee. En hy's regverdig. Hy's nie onregverdig nie, hy's 'n regverdige God en hy's lief vir jou en hy verwelkom alle kindertjies. Dit is eintlik wonderlik om te dink dat die Skepper, ek sit nogal se dink in die week daaraan. Dit is eintlik wonderlik om te dink dat die Here is liefdevol. Ons het 'n liefdevolle God gekry. Baie baie liefdevol. En hy's lief vir julle elkeen. Die feit dat jou karakter, is die beeld wat in die week met my opgekom het. Die feit dat jou karakter verander meer soos Jesus se karakter. Jy word van 'n harde persoon na 'n sagte persoon. Dit beteken Jesus is sag aard. Want hy verander jou karakter na hom toe. Dit beteken, as jy sagge aard begin word, jy's nie meer daai harde persoon van vroeër wat op almal skreeu en kwaad, jy word al hoe sagter en sagter. Dit beteken Jesus se karakter is sag. Hy's sagge aard. Hy's liefdevol. En hy verwelkom die kinders na hom toe. So ons moet ons kinders leer van bekering, van wedergeboorte. Ons moet hulle leer om te bid. Jy moet vir jou kinders wys, nê? Niemand weet net hoe om te bid van geboorte af nie. Jy moet vir jou kinders wys, dit is hoe jy moet bid. Bid vir dit vandag. Bid, jy moet jou kinders begelei. En hoe meer jy jou kinders lei en begelei, hoe meer kan hulle naderhand begin bid. Jaar in, jaar uit. Na 'n paar jaar kan jou kind naderhand bid. Maar as jy nooit jou kind leer om te bid nie, dan kry mense wat 'n mens kry, volwassenes wat nie kan bid nie. Hulle is net nooit geleer nie. Dit is my eenvoudig soos dit. Hulle is net nooit geleer as 'n kind om te bid nie. So ons moet ons kinders leer van die regte en verkeerde vriende. Dit is 'n baie baie belangrike ding. Ons moet ons kinders leer van verkeerde vriende. Daar is verkeerde vriende daar buitekant. En baie keer sit verkeerde vriende kom ook kerk toe, nê? Baie keer kom hulle kerk toe. Mens dink altyd die verkeerde vriende is daar buitekant. Nee. Baie keer sit verkeerde vriende sommer in die jeug. Jy moet jou kinders bewus maak van verkeerde vriende. Want ons weet, vriende het die potensiaal om jou kind te begelei na die hemel toe of te lei na die hel toe. Vriende het daai potensiaal om jou kind nader te bring na God toe of om jou kind weg te vat van God toe. So belangrik is vriende, nê. So belangrik is dit om seker te maak wat se vriende. Dis eintlik groot mense ook, nê. Dis eintlik 'n boodskap vir groot mense ook. Ons moet seker maak wie is ons vriende. Jou vriende bepaal waartoe jy gaan. Jou vriende sal jou nooi kerk toe of hulle sal jou nooi iewers anders heen. So maak jou kinders bewus van verkeerde vriende. Jy kan ook jou kinders bewus maak van verkeerde films. Partykeer moet jy uitstap. Partykeer moet jy vir jou kind sê nee, al wil jou kind hoe graag hierdie film of hierdie fliek of hierdie DVD kyk. Jy moet vir jou kind sê nee, sorry. Ek sien iets raak wat jy nie sien nie. Dalk sien jy dit nog nie raak nie, maar ek sien dit raak. Jy moet stop. Ons kan nie hierdie kyk nie. En as die kind besef, hoor hierso, jy's nie 'n spoilsport nie. Jy's regverdig. Heel moontlik sien die pappa of die mamma iets raak hierso. Hy sien 'n gevaar, dan glo die kind die ouer. So jy moet jou kind bewus maak vir sulke goeters. Jy moet 'n liefde skep by jou kind vir die kerk. So ek sê, sulke dinge kom nie van self nie, nê. Geen kind wil van geboorte af kerk toe gaan nie. Hy wil eerder met sy karretjie speel. Of hy wil bietjie met die bal gaan skop aan buitekant. Geen kind wil word gebore, hy wil kerk toe gaan nie. Jy moet hom help, jy moet hom leer.
Jy moet hom begelei, jy moet 'n liefde skep vir die kerk. Jy moet 'n liefde skep vir die Bybel. Nee, jy moet 'n gewoonte kweek. Jou kind moet ook 'n gewoonte kweek om Bybel te lees. Niemand word gebore van elke dag halfuur tyd spandeer met die Bybel. Dit is 'n gewoonte. En hoe meer daai gewoonte deel word van jou lewe, naderhand word dit jou lewe om elke oggend of elke aand die Bybel te vat en die Bybel te bestudeer. Maar jy moet daai liefde kweek by jou kind. Selfs Bybelgesprekke. Hoe meer gereeld jy die Bybelgesprekke het, hoe meer gereeld word dit deel van die kind se lewe. Naderhand dink die kind, dit is hoe die lewe is. Hy verwag naderhand heeltyd gesprekke oor die Bybel. En naderhand vra hy naderhand vra. Hy verwag antwoorde. Want hy kan sien, in hierdie kar kan ons lekker Bybelgesprekke hê. Die ouers kan lekker saam praat. Nee, dit kom naderhand van nature af. So het jy al jou kind voorgestel aan Jesus? Baie groot vraag. Het jy al jou kind voorgestel aan Jesus? Moet dit nie los vir die dominee, nee. Of moet dit nie los vir die jeugpastoor nie? Of moet dit los vir ouma of 'n oupa nie? Of jou oom, jou oom, hy is nogals naby die Here. Hy sal, nee, dis jou taak. Dis jou roeping om op pad te stap met jou kind. Onthou julle doopbelofte. Vir baie van ons is dit al lank terug, nê. Baie keer moet mense weer gaan nakyk, wat presies was daai doopbelofte gewees? En ek het hom nogals neergeskrywe hierso. Kom ek lees vir ons. En dit is die belofte wat ons elke ene hierso het ons afgelê by jou kind of by sy inseëning. Jan, dalk het my kind nie gedoop nie, maar dit was dan by jou inseëning gewees. Of by jou kind se inseëning. Het jy hierdie beloof vir die Here, nê? Jy het dit nie beloof aan die dominee nie. Jy het hom beloof aan die Here. So ek sê baie keer, is eintlik 'n baie kragtige belofte om af te lê. Ek dink baie mense besef nie mooi hoe groot krag is in hierdie belofte, of hoe groot belofte is hierdie om af te lê nie. Dis dieselfde soos wanneer jy trou, nê. Jy maak 'n belofte in God se teenwoordigheid. Aan die ander woorde, jy kan dit nie ligtelik opneem nie. Net soos met jou kind se doop of jou kind se inseëning of met 'n bekeringsdoop. Dis 'n belofte in God se teenwoordigheid wat jy maak aan God. Dit so gaan dit. Ons glo dat Jesus ons verlosser is. Dat ons net in die hemel kan kom deur wedergeboorte en deur Jesus aan te neem as ons persoonlike verlosser. Dit is die gesprekke wat ons met ons kinders moet hê. Dat ek vir my kind die Bybel sal verduidelik. Dat God ons liefhet en vir ons sorg. Ek beloof om vir my kind al hierdie dinge so goed as wat ek kan te verduidelik. En deur my lewe te wys. Dit beteken jou kind moet in jou leefwyse kan sien jy's 'n kind van God. En dan volg hy in jou voetstappe. Ek weet nie of julle dit geweet het nie. Hulle sê dit nogals in sielkunde en in counselling sê hulle nogals die prent wat jy van God het, nê, is die prent wat jy van jou pa het. So as jy 'n liefdevolle pa het, as jy 'n pa het wat heeltyd daar is, heeltyd by jou is, hy staan jou heeltyd by, hy is heeltyd by jou, hy's altyd daar, is dit hoe jy van God sien. En dan wonder mense, hoekom baie keer het mense sulke snaakse sienings van God. God is net daar om te straf. Nou dink jy, dalk was jou eie pa so gewees, maar jou eie pa is nie God nie. God is nie soos jou pa nie. God is regverdig, God is heilig, hy is nie soos jou pa nie. Jy is bevoorreg as jy 'n liefdevolle pa gekry het, wat in die regte beeld uitgestraal het. 'n Beeld van God, 'n goddelike pa. Jy is bevoorreg as jy dit gekry het, maar ons lewe in 'n gebroke wêreld. Dis nie altyd die geval nie, maar jy moet weet, as jy 'n snaakse siening het van God, dit kom nie van God af nie. Jy moet die regte siening hê van God, jy moet die regte siening kry van God. En weet julle wat sien ek nog ons baie in die wêreld? Baie mense gee groot geld, spandeer groot geld aan hulle kinders. Aan hulle kinders se universiteite. Karre, so jy by 16 al, 15, 16, dan kry die kind al 'n smart kar. Ek het al gesien, daai tyd, my pa kon nog, ek kon eers 'n motorfiets kry, dan ry daar al kinders, nuwe golfs. Daar word groot geld gespandeer aan kinders, sommer in skool al. Daar word geld gespandeer weekliks, hulle kry sakgeld. Omdat as hulle sê 15, 16, 17, dan kry hulle nog 'n groot bedrag. Praat jy nog eens van universiteit nie. Groot geld word gespandeer aan kinders. Mooi klere. Maar weet julle, ek het dit besef, baie min aandag
word gegee aan die geestelik. Baie min aandag. Baie keer geen. Dan stap jy daai universiteit in met geen geestelike agtergrond. Geen. En baie keer met baie min. Dit gebeur baie verskriklik min, baie min, dat jong mense in 'n universiteit instap, gered, al klaar. Baie min. Die meeste stap in, ongered. Die meeste. So baie min, hulle kry baie min aandag op die geestelike vlak. So die jong volwassenes stap uit met groot grade uit die universiteit uit, maar geestelik bankrot, geestelik leeg. Hulle het nooit by Jesus gaan sit nie. Nooit as kind of nooit as tiener by die Here Jesus gaan sit nie. En die Here Jesus verwelkom ons elkeen. Nee, soos wat die foto ook gesê het vanoggend. Hy klop aan ons elkeen se deur. Hy klop aan ons elkeen se deur. En as jy al ooit gewonder het, social media sê altyd, ja, maar waar staan dit in die Bybel? Laat julle dit nou gehoor vanoggend. Die Bybel sê dit. Die Here Jesus klop aan jou deur, jy moet hom inlaat. Dis dieselfde prentjie van hy verwelkom jou. Hy verwelkom, hy sit in die tuin, hy verwelkom jou. Jy moet nader stap, bring jou kind nader na hom toe. So die jong mense, jong volwassenes het nooit, baie keer gebeur het, nooit 'n gesprek gehad met die Here Jesus nie. Hulle is nou reg vir die groot menswêreld, maar geestelik glad nie. En dan gebeur dit waar dit baie keer gebeur, waar jong mense val weg. Hulle kom uit kerke uit, maar hulle is geestelik leeg of geestelik bankrot, baie min geestelik op die geestelike vlak. Dan gaan hulle in daai universiteit in, val hulle weg. Hulle val weg, want hulle was nie geestelik gereed gewees nie. Nee, dit wys mens, die ouer se roeping, nee, jy het 'n groot en belangrike roeping, baie belangrike roeping. En dit is hoekom dit 'n belangrike vraag is. En ek vra dit weer, het jy al jou kind voorgestel aan Jesus? Ek sê weer, moet dit nie los vir later nie. Los dit vir later. Nee, later. Ek sal dalk as die kind net 'n bietjie ouer is, dalk verstaan hy nie. Nee, jy kan al vroeg. Jy kan al by 3, 4 ouderdom al. 5, so gou as vir die kind begin praat, kan jy al begin tel van liewe Jesus. So gou as moontlik. So gou as moontlik. Ek het al gehoor van 'n geval by my skoonma se werk by 'n Christen skool. Vorige werk waar die kindertjies baie keer gebeur het, dan kom maar ongelowiges in. Toe begin maar kom die kindertjies agter, is 'n Christelike skool. Toe was daar 'n geval gewees waar die kind, klein dogtertjie in die kleuterskool, gaan sy huis toe, vertel sy vir haar ma en haar pa van liewe Jesus. En die ma, so die eerste keer wat sy hoor, is 'n Chinese ma, die eerste keer wat sy hoor van Jesus. Hoe is Jesus? Sy moet dit gaan Google het. Wie is Jesus? Toe gaan Google sy dit, begin sy al hoe meer lees van Jesus. Toe begelei haar dogtertjie van die kleuterskool, die ma, na die Here toe. Daar kom die ma tot bekering. Wys julle hoe werk die Here, nê? Deur 'n kleuterskoolkind. Jy kan al vroeg met jou kind begin. Vroeg. So het jou kind 'n verhouding met die Here Jesus. Is jou kind al gered? Weet, baie keer weet 'n mens, dink baie keer weet jy as 'n ouer, jou kind is nog nie gered nie. Jy eintlik baie keer jy weet dit, maar jy hoop al die kind kom een of ander tyd tot redding. Maar jy moet help met die saak. Jy moet help met die saak. Moet dit nie los vir later of vir iemand anderste nie. Want as daar 'n verkeerde vriend op die pad kom, gaan hy jou kind wegvat. Hy gaan jou kind weglei. So dit is wat hier gebeur het vanoggend. Die disippels het gekeer dat die ouers hulle kinders na Jesus toe bring. Maar die ouers wil graag hulle kinders bring na God toe. Hulle wil hulle kinders bring na Jesus toe. Die ouers besef die grootheid van die dag. Hulle besef die grootheid van die oomblik. Maar soos ek sê, die disippels verstaan nie mooi nie. En wat doen hulle? Hulle raas met die ouers van die kinders. Kan jy dit glo? Mens kan dit amper nie glo as jy dit lees in die Bybel. Jy kan dit amper nie glo nie. Disippels, wat maak julle? Hoekom raas julle met die mense? Hulle wil hulle kinders na Jesus toe bring. Hoekom raas julle met die mense? Maar hulle besef nie wat hulle doen nie. En weet julle, ek het nogals besef oor die jare, gebeur sulke dinge in die kerk ook. Gebeur dit vandag nog? Ja, ongelukkig gebeur sulke dinge vandag nog in die kerk. Het gebeur vandag nog. Baie keer gebeur sulke dinge in die kerk.
Dit gebeur wanneer mense nie mooi die dinge van die kerk verstaan nie, of hulle verstaan nie die dinge van God nie. Dan gebeur dit. Of hulle verstaan nie die werking van die Heilige Gees nie. Baie keer word mense snaaks aangekyk wanneer hulle hande oplig in 'n diens. Dalk het julle dit al sien. Dalk het julle dit al gesien. As daai een persoon sy hande opsteek, dan kyk almal so. Hoekom steek hy sy hande op? Nee, mense wat nie die dinge verstaan van die Gees nie, of hulle is net nie gewoond daaraan nie, beteken nie dit is verkeerd nie. En ek gaan nou vir julle wys. Dit is nie verkeerd nie. Dit hoort eintlik binne in 'n kerk. Ek gaan nou vir julle wys. Of baie keer kyk ons mense snaaks aan wanneer hy met 'n ongewone hemp by die kerk aankom. Dink hulle, of hy kom met 'n kniebroek by die kerk aan, dink hulle, want jy's nou is jy in God se teenwoordigheid, maar God was al buitekant die kerk ook gewees. Sy teenwoordigheid was al klaar in die kar gewees, op pad kerk toe. Sy teenwoordigheid was al klaar by jou huis gewees. Die Here wag nie in die kerkgebou om te kyk wie kom kerk toe nie. Wil hy met kerk toe gekom vandag? Nee, hy is oralste, sy Gees is oralste. Oralste is heilig vir God, oralste. Jy lewe 24 uur in God se teenwoordigheid, orals waar jy gaan, is jy in God se teenwoordigheid. So partykeer verstaan kerkmense ook nie die dinge van God nie. Maar min wetend, en ek weet nie of julle dit weet nie, maar Dawid het gedans voor die ark. En dit beteken Dawid het gedans in die teenwoordigheid van God. So dit is heeltemal soos hulle sê in Engels, dis heeltemal biblical as iemand sy hande opsteek. Dis heeltemal Bybels. Dit kan gevind word in die Bybel. Jy kan en jy mag dit doen, maar niemand moet jou forceer nie. Dit is hoe jy voel oor die saak. As jy nie jou hande wil opsteek nie, geen probleem. Maar as jy iemand sien sy hande opsteek, weet, verseker en finaal in jou hart, dit is Bybels. Hy mag dit doen. En hy doen dit omdat hy die Here prys en loof. En hy doen dit uit sy hart uit, want hy is lief vir die Here. Hy wil dit so doen. So baie keer vergeet ons, soos ek nou gesê het, ons vergeet partykeer dat die Here kyk nie na die uiterlike nie. Baie keer dink mense, hy trek baie mooi aan op 'n Sondag. En dit is mooi, dit is baie mooi. Ek dink die Here hou van mooi klere op 'n Sondag. Natuurlik. Maar hy kyk nie regtig daarna nie. Hy kyk na jou hart. Hy kyk na jou hartsoortuiging. Is jy hier vir 'n boodskap? Is jy oop? Is jy ontvanklik vir 'n boodskap? Dis waarna die Here kyk. Is jy gebroken? Die Here sien jou gebrokenheid raak. Het jy vrae? Is daar vraagtekens by jou? Hy sien dit raak. Kom jy al meer agter, dink jy regtig jy gaan die Here impress met 'n mooi hemp? Nee. Hy kyk na jou hart, hy kyk na jou gedagtes, hy kyk na jou motiewe. Hy kyk glad nie na jou uiterlike nie. Maar dit is fantasties as jy mooi klere wil aantrek, want dit wys jy doen dit vir die Here. Tuurlik, jy's welkom om dit so te doen. So vandag se skrif gee vir jou 'n baie, baie mooi, fantastiese prentjie van ons, van die ouers kyk na die geestelike lewe van hulle kinders. Hulle begeer dit om hulle kinders nader te bring na Jesus toe. En dit is die begeerte van elke ouer vandag. Elke gelowige ouer het eintlik hierdie begeerte, of is veronderstel om hierdie begeerte te hê. Elke ouer, is dit ook jou begeerte om jou kinders nader te bring en nog nader te bring na die Here Jesus toe? Is dit jou hart? Het jy dit al gebid? Here Jesus, hier is my kind. Here, ek bring my kind na U toe. Ek kom plaas my kind voor U voete neer. Hier is my kind, Here. Asseblief neem oor. Bid vir my kind, Here. Seën my kind, Here. Maar daai disippels. Die disippels verstaan nie mooi nie. Die disippels raas met die ouers. En dan verwelkom Jesus die kinders. Kyk wat sê vers 14. Maar toe Jesus dit sien, was hy verontwaardig en hy het vir hulle gesê, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. So Jesus was verontwaardig, dit beteken hy was ontsteld geweest. Jesus was ontsteld oor die disippels se optrede.
Hy sê vir hulle, nee manne, hey manne, nee, stop. Moenie in die kindertjies se pad staan nie. Laat hulle deurkom. Laat die kindertjies na my toe kom. Moet hulle nie verhinder nie. Ek wil vir hulle bid. Ek wil vir hulle seën, ek wil 'n seën uitspreek oor hulle. Dis baie belangrik dat hulle na my toe kom. Dis baie belangrik dat ek vir hulle moet bid vandag. Dis baie belangrik dat hulle 'n seën moet ontvang. Laat hulle na my toe kom. Moet hulle nie verhinder nie. Ek is juis hier vir die kindertjies vandag. Nee, dit wys jou Jesus se karakter, nee. Liefdevol, sagge aard, regverdig. Wil graag tyd spandeer met kindertjies. Mens dink baie keer as mens Bybelstudies doen, dink jy die kindertjies moet gaan speel. Hulle moet gaan speel. Dis nou die gesprek vir die groot mense, maar hierso wys mense eintlik baie duidelik, kindertjies moet ook verwelkom word in Bybelstudies. As hulle nie verstaan nie, kan hulle gaan. Maar eintlik moet hulle daar wees. Solank hulle stil is, nee, solank hulle luister, kan hulle daar wees. Maar dit wys mense, hulle moet daar wees. En Jesus sê eintlik vandag, dat al hierdie kinders is kosbaar vir hom. Al hierdie kinders is belangrik vir Jesus. Moet hulle nie verhinder nie. So jou kind, jy wat hier is vanoggend, jy moet weet, jou kind is kosbaar en belangrik vir Jesus. Jesus wil vir hulle bid. Maar dan kom die vraag nogals op, vir wie bid jy? Is daar iemand vir wie jy bid? Bid jy vir jou ma of jou pa? Bid jy vir jou man? Bid jy vir jou vrou? Bid jy vir jou kinders? En hoe gereeld bid jy vir jou kinders? Ek het lank terug so ding gesien, wat hulle sê, dis hoe belangrik die bloed van Jesus is. Wat hulle sê, mense wat vir die vyand werk, sal geestelike aanvalle stuur. Maar die kinders wat bedek is met die bloed van Jesus, niks kan by hulle kom nie. Niks kan by hulle kom nie. Dit is hoe dit belangrik is dat jy elke aand moet bid vir jou kinders, vir die bloed van Jesus, bo op my kinders. Bid vir beskerming van jou kinders. As hulle die dag begin, na waar hulle uit die universiteit ingaan, moenie toelaat dat 'n vyand daar een of ander nonsens in jou kind se kop gaan inpraat nie. Bid vir die beskerming van Jesus. Bid vir die bloed van Jesus op jou kind. Oral waar jy gaan. Bid vir jou kind. So bid jy vir jou gesin. Bid jy vir jou familie. Bid vir jou kind. En hoe gereeld bid jy vir jou kind? Ons weet Jesus het vir die kinders gebid en ons weet Jesus het die kinders geseën. En dis nogal 'n volgende vraag. Het jy al, nie eers iemand anderste nie, het jy al jou eie kind geseën? Het jy al jou eie kind nader geroep? Gesê, kom my seun, kom my dogter, kom nader. Ek wil jou graag seën. Het jy al jou kind geseën? Dis interessant, nee. Is eintlik maar net omdat ons dit nog net nie ken nie. Ons het dit dalk nog net nooit probeer nie. Maar jy kan, dis Bybels. Jy mag dit doen. Jy kan vir jou kinders bid en jy mag jou kinders seën. Dis 'n baie goeie ding om jou kinders te seën. Om 'n seën uit te spreek op jou kind. Nee, of om jou voordeur te salf. Jy is mense van die kerk wat sy eie voordeur salf. Jy kan, of jy bid vir jou kinders se beddens. Teen aanvalle, jy bid vir jou kinders, jy gaan staan daar voor jou kind se bed, en jy raak die bed aan, jy pleit die bloed van Jesus bo op die bed, jy pleit die bloed van Jesus bo op die deurkusyne, voordeure, agterdeure, vra vir die Here om engele te stuur om die huis te omring, want julle weet mos, die Bybel sê, hier is 'n geestelike geveg, dis nie 'n playground nie, dis nie net van, hey, ek hoop maar hy's okay, ek hoop maar my seun is okay, ek hoop maar eendag iemand praat eendag met, nee, jy moet so gou as moontlik begin 'n pad stap met jou kind. So gou as moontlik. Hier is 'n oorlog. Ek dink baie Christene besef dit nie. Dis 'n oorlog. En weet julle wat, daai oorlog gaan nie aanbreek nie. Hy het al klaar aangebreek. Julle is in die middel van 'n oorlog. En ons besef dit nie. Baie van ons besef dit nie. So Jesus het die kindertjies geseën. Kyk wat sê vers 15. Dit verseker ek julle, kyk wat sê Jesus.
Wie die koninkryk van God nie soos 'n kindjie ontvang nie, sal daar nooit ingaan nie. So wat bedoel Jesus hier? Hoekom is die koninkryk juis vir kindertjies, vir mense soos kindertjies, 'n geloof soos kindertjies om die koninkryk van God te ontvang soos kindertjies? So kom ek wys vir julle. Julle het seker al agtergekom, ons almal het kinders, of die meeste van ons het kinders, of jy het al te doen gehad met kinders. So dat al agtergekom, as jy vir jou kind 'n belofte maak, al is dit oor 6 maande, jy het al vergeet daarvan. Maar oor 6 maande, skielik as jy by daai parkie, dan sê ja, papa het gesê pakkie chips, koeldrank. Maar vir waarvan praat papa? Sê nee, papa het gesê as ons oor 6 maande by daai parkie is, hy onthou dit. Want hy vat jou by sy woord. Hy vat jou by jou woord. Nee. Hy vertrou jou. Hy maak staat op jou. Dis die geloof van 'n kind. Hy vra nie. Jy het dit gesê, hy vat jou by jou woord. Hy het gesê jy gaan dit vir hom doen, hy vat jou. Hy vat jou en hy vertrou jou. En hy onthou dit. Hy maak dit vas. En ek gaan nou net meer in detail ingaan met dit. Nog 'n Bybelse voorbeeld van kindergeloof is Dawid en Goliat. Dis 'n eenvoudige verhaal. Maar Dawid was eintlik nog 'n tienerseun gewees, nog baie jonk gewees toe hy nader stap na hierdie oorlogsveld toe. En hy kan amper nie glo dat die groot soldate van Israel wil nie beklei nie. Hy kan dit nie glo nie. Waar is julle geloof? Dis amper as jy kan dink, dit is wat in sy kop is. Waar is al hierdie soldate van Israel, hierdie groot weermag, sterk weermag van Israel se geloof? Dawid is bereid om vorentoe te stap. Was Dawid bang gewees? Verseker. Hy's 'n mens, hy's 'n tienerseun. Het hy die reus van hulle van 'n afstand af gesien? Ja, almal het daai reus gesien. So het hy gebewe, verseker. Maar Dawid het iets geweet. Hy het geweet, sy God, en dis ons God, is groter as Goliat, baie sterker as Goliat. En Dawid sit sy vertroue in God in. En Dawid het al ontmoeting gehad met God. Hy weet verseker, die God van Israel leef. Die God van vandag, ons God, Jesus Christus, leef. Hy weet dit verseker, en daarom stap hy vorentoe. Dis 'n goeie teken van 'n leier, nee, so jonk as wat hy is. Al bewe jy hoe, die leier stap vorentoe. Hy tel hy klippies op en hy stap vorentoe. Al is almal bang, die leier stap nader en hy stap vorentoe. Hy weet, sy God, hierdie Goliat kan niks maak teen Dawid se God nie. Dis 'n kinderlike geloof, nee, in 'n jong tienerseun. Ek onthou nogals, so rukkie terug, ek het nogals eintlik gesmile toe ek dit beleef het, lank terug, 15 jaar terug, toe my ouer broer sy hart weer gegee het. Toe praat ons eendag, as jy nou onlangs jou hart weer gegee het, ja, dan is die Bybel vir jou soos 'n skatkis, vol skatte. Jy kan nie genoeg kry nie, dit moet nog daai gevoel moenie weggaan nie, nee. Maar veral in die begin as jy die Here gevind het, is soos 'n skatkis. Jy kan nie genoeg kry nie. Eendag toe praat ek aan my ouer broer so. Toe praat ons oor groot onderwerpe. Ons praat oor die opraping en ons praat van die uitverkiesing en toe sê hy vir my, Jan, ek verstaan nie alles nie. Ek is maar net bly die Here het my gered. Ek verstaan nie al hierdie goeters in die Bybel nie. Ek is net bly die Here het my gered. Sê hy dadelik is hy oortuig van sy redding. Hy is dadelik oortuig. Hy het oortuiging in sy hart. Hy weet hy gaan hemel toe. Ken baie min van die Bybel. Dit moet kom, nee, soos jy geestelik groei. Maar op daai stadium is 'n kinderlike geloof in 'n volwassene in sy 30's is hy dit gesê. So hy sit sy vertroue in God. God sal in sy tyd. Julle het baie keer, nee, het mense vra. Baie keer het mense vraagteken en dink hulle, ja, maar dit en daar. Die Here sal in sy tyd die skrif vir jou verduidelik. Moenie bekommer nie. Die Here sal die skrif vir jou verduidelik. Spandeer jy net tyd. Spandeer tyd in die Bybel. Spandeer tyd in die skrif en ondersoek die skrif. Die oomblik as jy gaan stil staan by die skrif, nee, dan gaan jy agterkom. Daar is baie skatte wat jy nog nie ontdek het nie. Jy gaan dit agterkom. Hy's vol skatte wat jy nog nie ontdek het nie. As jy dink jy het al alles ontdek, jy maak 'n groot fout. Hoe dieper jy kom, hoe dieper jy gaan in die Bybel, gaan jy daar agterkom. Exodus en Deuteronomium kom saam met mekaar, hulle stap hand aan hand. Eerste Exodus, dan Deuteronomium. Deuteronomium is 'n opvolg van Exodus.
Eers praat Exodus van Israel uit Egipte uit, dan praat van Deuteronomium, praat van die tweede generasie van Israel. Die eerste is die eerste generasie, die tweede is die tweede generasie van Israel. Nou gaan hulle in die beloofde land in, maar jy gaan dit nie ontdek as jy nie gaan tyd spandeer met die Bybel nie. Die Bybel is vol skatte, maar jy gaan dit nie ontdek as jy nie gaan stil staan met die Bybel en regtig gaan ondersoek wat sê die Bybel regtig nie. Julle weet, ek kom al hoe meer agter. Die Bybel is geskryf vir kinders. Eenvoudig geskryf. Is geskryf vir tieners. Is geskryf vir jong volwassenes en vir volwassenes. Dus jy hoef nie noodwendig geleerd te wees om die Bybel te verstaan nie. Weet julle hoekom sê ek dit? Wie is jou leermeester? Is die Heilige Gees. Die Heilige Gees sal vir jou verduidelik. Maar jy moet gaan tyd spandeer in die skrif. Jy moet die skrif vat en gaan stil sit by die skrif. Jy moet die karaktertrek hê of die postuur hê van 'n student. Jy moet oop wees aan die binnekant om iets te leer. As jy met 'n postuur rondstap van, man, ek weet eintlik die meeste van die Bybel, dan jy al klaar. Jy gaan niks meer leer nie. Jy het klaar die verkeerde postuur. Want jy moet 'n postuur hê, want jy gaan altyd leer tot die dag wat jy rond spierwit en oud is op jou stoep, gaan jy aanhou leer by die Here Jesus. Jy moet nooit stryderig of met mense wil argumente ingaan nie, want dit wys jy's nie oop nie. Dit wys al klaar, jy's nie oop om meer te leer nie. Jy moet altyd oop wees om meer te leer. So as iemand praat van wedergeboorte, stap nader. Moenie wil stry nie. Luister, staan stil en net luister wat sê die persoon. Of as daar Bybelgesprekke is, gaan staan nader. Moenie wil stry nie. Dis hy die persoon radikaal met 'n heresie besig is, nee, dan kan jy vir die persoon sê nee, die Bybel sê dit. Maar as dit korrek is en is volgens die Bybel, staan stil en luister wat sê hulle. Jy moet oop wees, jou hart moet oop wees vir verandering, vir die Heilige Gees. Want die Heilige Gees kan met jou werk as jy buigbaar is. Jy moet buigbaar wees. Jy moet oop wees, jy moet ontvanklik wees. Nee, soos wanneer yster warm wees. Dit is hoekom die yster slyp yster, nee. Die yster moet warm word, dat jy kan buig, dat die Here jou kan verander. Maar as jy nie ontvanklik is nie, is jy nie buigbaar nie, en kan die Here jou nie verander nie. Kan die Here nie met jou werk nie, want jy's nie oop nie, jy's nie ontvanklik nie, jy's nie buigbaar nie. Maar die Here moet jou buig, soos yster wat warm word, al hoe meer, dat jy al hoe meer lyk soos Jesus. Dis hoekom jy moet oop wees vir nuwe dinge van die Bybel. Stel jouself oop. So alle mense moet die geloof hê van 'n kind, groot mense, ou mense, tieners, kinders, almal moet die geloof hê van 'n kind, nê. Dit beteken nie jy moet min of niks weet van die Bybel nie. Dit beteken jy moet God vat op sy woord. Dis wat dit beteken. 'n Geloof wat heeltemal en totaal staat maak op God. Aan die ander woorde, jy vertrou heeltemal op God. Aan die ander woorde, as God gesê het hy gaan iets doen, dan glo jy hom. As God gesê het, hy het my vergewe, dan glo ek hom, en dan leef ek so. As God gesê het, hy het my gered, dan glo ek hom. As God gesê het, hy sal my nooit ooit verlaat nie, dan glo ek hom, ek vat hom op sy woord. Dis kinderlike geloof, nê. Jy vat hom op sy woord. As God gesê het, hy leef binne in my, wanneer jy tot bekering kom en wedergeboorte dan kom leef die Gees van God binne in jou, dan vat jy hom op sy woord. Niks kan jou skei van God af nie. Sy Gees leef binne in jou. Dit maak nie saak hoe jy voel oor die saak nie. As jy voel jy word amper nooit of baie min bewus van God se teenwoordigheid, gaan nie oor jou gevoelens nie. Jy vat God op sy woord. God het gesê hy leef binne in jou, dan leef hy binne in jou. Jy vat hom op sy woord. As hy gesê het hy sal vir jou sorg, dan vat jy hom op sy woord. Mens moet nie heeltyd rondloop met twyfel. Jy moet besluit. Sê, Here, ek maak 'n besluit vandag. Ek vat u op u woord. Jy maak heeltemal 100% staat op God. Want die geloof van 'n kind, soos julle nou net gehoor het, is die sleutel vir die koninkryk van God. Ek wat sê die vers, laat die kindertjies na my toe kom en moet hulle nie verhinder nie, want die koninkryk van God is juis vir mense soos hulle. En dan gebeur daar 'n wonderlike ding. Die ouers met die kinders stap nader na Jesus toe.
En Jesus seën en bid vir die kinders. Kyk wat sê vers 16. Hy het sy arms om die kindertjies gesit. Hulle die hande opgelê en hulle geseën. En Jesus verwelkom die kinders. Die ouers stap verby die disippels. Die disippels besef, hulle het 'n fout gemaak. Hulle besef nog nie heeltemal wat se fout hulle gemaak het. Hulle besef, Jesus het nou net met hulle gepraat. Hulle moet nou een kant toe stap. Laat die kinders kan verbygaan. Laat die groot mense kan verbygaan na Jesus toe. En dan gaan sit die ouers en die kinders by Jesus. Dit is 'n pragtige prentjie waarna elke kind van God kan smag, nê. Elkeen van ons kan smag om so by die Here Jesus te gaan sit. Nou net so verwelkom die Here Jesus elkeen van ons vandag. Elkeen van ons begeer dit om so by die Here Jesus te sit. Waar jy vir die Here sê, waar jy nader stap en by die Here se voete gaan sit en vir die Here sê, Here Jesus, bid vir my asseblief. Here Jesus, hier is ek by u voete. Here, seën my asseblief. Sit u hand op my kop asseblief en bid vir my, Here. En seën my. Ek benodig u seëning, Here Jesus. En kan ek vir julle vertel, eintlik elke wedergebore kind van God is al klaar geseën deur die Here Jesus. Elke kind van God is al klaar in die arms van Jesus. Maar jy moet nog steeds daai begeerte hê om by Jesus se voete te gaan sit elke oggend en elke aand as jy kan. Maar eintlik moet jy jou dag begin met die Here, nê? Begin die dag met die Here, net soos wat jy in enige vergadering instap. Voor jy instap, bid jy mos dat hierdie vergadering sal goed gaan. Jy bid mos nie eintlik na die tyd nie, nê? Jy kan na die tyd ook bid. Dan sê jy dankie dat dit goed gegaan het. Maar eintlik moet jy bid. Here, ek bid vir my kind voor hy hierdie universiteit gaan inskryf. Ek bid voor hy ingaan in universiteit in. Ons bid voor ons die dag begin, nê? En jy sê dankie aan die einde by jou afsluiting. En dan begin Jesus vir die kinders bid. Nou ek was nie daar gewees nie maar ek kan moontlik 'n prentjie kry van hoe kon dit moontlik gegaan het waar die kindertjies by Jesus te gaan sit het, dalk op sy been of langs aan hom of by sy voete waar Jesus vir die kindertjies bid en moontlik het dit so geklink waar Jesus sê, Vader, ek bid vir hierdie seun. Ek bid vir hierdie dogter. Ek bid vir goeie goddelike vriende vir hierdie kind. Here, ek bid vir beskerming vir hierdie kind. Ek bid dat die kind sal gehoorsaam wees aan sy ouers. Ek bid vir 'n goeie toekoms vir hierdie kind. Ek bid dat hierdie kind in die voetspore van God sal loop, sal stap. Ek bid vir 'n ontvanklike hart vir hierdie seun en dogter. So dit moontlik geklink. En dan spreek Jesus 'n seën uit op hulle. En is moontlik waar Jesus sy hande so uitstrek bo oor al die kinders, waar hy vir die kindertjies sê, kom julle kindertjies, julle as julle wil, julle kan julle hande uitsteek as julle wil, ek gaan nou 'n seën uitspreek, dan ontvang julle almal die seën, en ek seker party van hulle of almal het hulle hande so uitgestrek, dan spreek Jesus 'n seën uit. Dan sê hy, ek seën julle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Ek seën julle, ek spreek 'n seën uit. Mag julle in die voetspore van God stap. Mag julle 'n seëning wees vir die wêreld eendag. Mag jy ontvanklik wees. Mag jy vir God op jou mou dra, jou geloof op jou mou dra. Mag jy jou geloof uitleef vir almal om te sien eendag. Almal, oral waar jy gaan, leef jou Christendom uit vir almal om te sien. So dit moontlik gelyk. Dogter van God, seun van God, ek seën jou vanoggend. Kom ek maak klaar. Vanoggend se boodskap is, bring jou kinders na Jesus toe. En op een of ander stadium in jou lewe, moet jy dit doen, waar jy jou kinders bring na Jesus toe, waar jy jou kinders voorstel
aan Jesus. En hoe gouer hoe beter. Maar die boodskap vanoggend is nie net gerig aan kindertjies nie, is gerig aan groot mense. Baie keer gebeur dit waar iemand 'n bietjie weggedwaal het. Bietjie weggedwaal. Was dalk baie lanklaas in die kerk gewees. Dalk 'n bietjie een voet bietjie weer terug in die verkeerde dinge gegaan. Maar julle weet, hierdie is weer 'n uitnodiging van die Here Jesus af. Kom jy ook, groot mens, pa, ma, oupa, ouma, kom sit by die Here Jesus. Hy verwelkom jou. Kom sit. Waarvoor kan die Here vir jou bid vanoggend? Is daar 'n saak wat by jou opkom? As ek hierdie vrae vra, hierdie woorde gebruik, is daar iets wat by jou opkom? Waarvoor kan die Here Jesus vir jou bid? Maar kom nader. En ek sê weer, die Here Jesus is saggeaard. En hy wil graag met jou ontmoet. Hy wil graag met jou tyd spandeer. Amen. Kom ons maak ons oë toe. Almagtige God, baie dankie Here Jesus vir u liefde, Here Jesus. Dankie vir u vrede wat u vir ons gee. Dankie dat ons al hoe meer u karakter kan leer ken, Here Jesus. Laat ons kan sien wie is u. En hoe meer en hoe dieper ons ingaan in die Bybel en hoe meer kom ons agter, u is absoluut vol liefde. Liefdevolle God, saggeaard van karakter, maar regverdig. Here, dankie vir die groot voorreg om u te kan leer ken, Here Jesus. Dankie vir die uitnodiging vanoggend, Here Jesus, waar ons elke ene by u te kan kom sit, by u voete te kan kom sit, Here Jesus. U hou u arms oop, ons kry daai prentjie, Here Jesus, waar u arms oopmaak vir ons elke een, Here. Elke groot mens, oupa, ouma, word verwelkom by die Here Jesus Christus. Dankie Here Jesus vir die uitnodiging en die herinnering dat ons kinders moet bring na u toe, almagtige Vader. Dankie Here Jesus dat ons kan staat maak op u, Here. Niks in hierdie wêreld kan ons tevrede stel nie, Here. Ons kan net ons vrede vind en ware liefde vind by die Here Jesus Christus, die opgestaande Jesus. En ons wil vir u dankie sê, almagtige God. Ons eer u vir alles wat u vir ons doen, almagtige Vader. En ons loof en ons prys u naam, Here Jesus. Here, ek bid vir elkeen, Here. Ek bid vir ons huise, Here. Ek bid vir ons roeping as ouer. Elkeen se roeping wat u vir ons gegee het, Here Jesus, 'n groot en 'n belangrike taak waar ons kindertjies moet inlig en 'n pad moet stap met ons kinders, Here Jesus. Here, ek pleit die bloed van Jesus bo op elke kind en elke kleinkind, tiener, jong volwasse, groot mens, Here Jesus. Ek pleit u bloed op ons elkeen, Here. En ek pleit u bloed van beskerming bo op ons gemeente, almagtige God. Ek pleit die bloed van Jesus bo op ons deurkosyne by die huise, Here Jesus. By elkeen se kamers, bo op ons kinders se kamers, pleit die bloed van Jesus bo op ons by kinders se beddens. Ek pleit, Here Jesus, dat u ons huise, elke kamer sal vul met u heilige teenwoordigheid. Ek vra, Heilige Gees, dat u asseblief sal beweeg van kamer tot kamer, van hoek tot hoek, van vertrek tot vertrek, selfs die garage, oralste, sal vol met u teenwoordigheid, Here Jesus. Here almagtige Vader, jaag asseblief uit wat nie van u af is nie, Here. Ons huise is goddelike huise. En mag dit bekend staan, wanneer ons voor ons huis staan, mag ons dit verklaar dat hierdie huis is 'n huis van God. En die Here Jesus is teenwoordig en verwelkom in elke liewe vertrek. Dankie dat ons kan weet, Here Jesus, dat ons is elke oomblik in u teenwoordigheid.
in die oggend, in die kamer, in die bed, in die stort, in my kar, in die vergaderings by die werke, oralste in die kantoor, voor die kerk, buite kan die kerk, agter die kerk, selfs binne in die kerk, Here Jesus, selfs daar waar ons koffie drink en tee drink, daar is ons in U teenwoordigheid, Here Jesus. En daarom wil ons bid vir ons karakter, Here. Raak ons karakter aan en raak ons gedagtes aan, dat ons dit mooi sal besef, Here Jesus. Asseblief, almagtige God, ons bid dit in U groot en almagtige naam, in die naam van Jesus Christus. Amen. Kom ons staan, dan sing ons lekker saam. Lord, I come to your holy place, stand in awe of your cleansing grace. Who am I that you would care for me? I glorify the one who died for me. Let your name be lifted up and glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. To your hands I commit my life, day by day as a living sacrifice. Who am I that you would care for me? I glorify the one who died for me. Let your name be lifted up and glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Glorified, glorified. Let your name be lifted up and glorified. Let the earth tremble at your name. Let your name be lifted up and glorified. Let your name be lifted up and glorified. Let your name be lifted up and glorified. As hy kom, ons ontvang die Here se seën. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal tot julle redding verskyn en aan julle vrede gee. Die Here sal vir jou sy genade gee en al jou gebede gehoorsaam. Amen.